Brothers hier by die sitplekke inneem. Baie dankie vir die kies. Baie dankie vir die sieker. Ek wil vra dat die broers met wie ek gedeel het om saam met my te kom staan vir my voorsal op die plekke inneem. Paulus skryf, hy sê, want wat ek van die Here ontvang het, het ek ook aan julle oorgelewer. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Ek wil vra dat Suster Jackie net vir ons die seën van die Here sal afspreek oor die tafel. Ons sê Heer Vader, wat 'n wonderlike voorreg het ons vanmôre om jou te hê aan die tafel, om die prys wat U vir ons betaal het. Here, ons het nie woorde om vanmôre dankie te sê vir alles wat U vir ons gedoen het. Die pyn wat U gelei, die seer wat U gekry het, en dit was vir elkeen wat U aangeroep het. Here Jesus, ek wil bid dat U hierdie tafel dan sal seën met die verligtinge wat ons daar, wat ons doen, Here, die wyn wat ons drink, die brood wat ons eet, Here, dat dit tot eer en verheerliking van U naam sal wees. Dat ons nie onsself daarin sal verlustig nie, maar ons U daarin sal raak sien. Ek sê vir U baie dankie in die mooi naam van Jesus. Amen. Dierbares, ek gaan eers die broers bedien. Daarna wil ek vra, die van die wat die beker sou verkies, dan gaan hulle 'n pragtige item wees, dat U dan net na vore sal kom. Hulle sal U hier apart bedien as U die beker verkies en die brood dan kan U dit ontvang. Vir die res sal die kaartjies opgestuur word. Amen, is jy bly dat die Here kom terug? Amen. Weet jy hoe wonderlik is dit om te weet dat hy is, sy koms is voor die hand. Dis nie meer baie lank nie, dan gaan hy ons saam met hom wegvoer in wolke in die lig. Ek wonder, wil nie saam met my staan vir 'n oomblik nie. Sonder musieke, sonder enigiets snaaks. Sit vir my die woorde daar agter op, awake, awake, die saints awake. Be ye prepared, he's coming soon. Is jy regtig nog gereed? Maklik om dit hier te sê, maar weet jy as hy gekom het en jy nie saam met hom gaan nie, daar is nie nog 'n kans nie. Weet jy dit, kerk van die Here? Weet jy dat jy kan besig wees met wat ook al jy wil, maar as hy terugkom en jy dit gemis, dan het jy dit gemis. As hy terugkom en jou saak met God is nie reg nie, gaan geen verskoning geldig wees nie. Nie die pastoor wat jou seer gemaak het, nie die kerk wat jou teleurgestel het nie. Niks, maar niks gaan my nie verskoon voor daardie troon van God nie. Kom ons sing hierdie liedjie saam. Ek gaan nou vra dat die susters wat kan my help. Ons gaan dit sonder musiek doen. Awake, awake, he saints awake, be prepared, he's coming soon. Wat 'n voorreg dat dit enige oomblik nou kan wees. Ek wil u vra dat as u die Bybel saam met my het, om dit oop te hou oor die tweede boek van die Bybel, die boek Eksodus. Ons het laas week vir mekaar
gesê dat die Here gaan terugkeer, is dit nie so nie, amen? Hy spoedig hier. En net voordat hy terugkeer, het ons vir mekaar gesê, gaan ons sien hoe dat die wêreld in 'n absolute morele toestand in verval. Ek het hierdie week weer gelees van mense wat met die verskriklikste goed besig is in hoë poste van ons samelewing. Sonder dat hulle skaam kry, sonder dat hulle 'n gewete daarvoor het. Ek weet nie van nie, maar wanneer ek weg van die Here af beweeg, dan voel ek so koud. Wanneer ek weg van die Here af beweeg, dan voel dit amper asof ek sy stem nie kan hoor nie. Maar tog leef ons in 'n samelewing waar dit aan die orde van die dag is. Ek wil vra dat u net die Bybels in Eksodus sal oophou, maar my sal verskoon dat ek vir hierdie gedeelte in Matteus 22 vers 36 lees. Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Want aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. God seën sy woord. Ek wil vandag voor ons in hierdie woord delf en vergif my die geleentheid om dit vir u te verduidelik. Maar toe God hierdie wet vir sy volk gee, was daar 'n land gewees, die Hetiete. En hulle het op 'n sekere manier te werk gegaan. U almal het tog al ergens 'n maffia movie gekyk. Is dit? Ek weet kinders van die Here mag nie flieks kyk nie, maar indien u nou sou ergens nou 'n oomblik van swakheid beleef het soos ek, so elke nou en dan beleef, dan sê hierdie ouens in hierdie maffia flieks, dan sê hulle, nou moet ek nou self onthou wat hulle sê, maar dan sê hulle, we will protect you, but you have to pay the money. Het jy dit al gesien? Met ander woorde, daar's iets in dit vir beide kante, die een ontvang en die ander ontvang. En hierdie kontrak, die verbond wat God met hierdie volk sluit, is presies dieselfde. Die eerste woord wat die Here vir hierdie volk sê, hy sê vir hulle, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uitgelei het, so hy herinner hulle aan wat hy gedoen het. En dan as hy vir hulle herinner het, dat hy iets vir hulle gedoen, dan moet daar nou iets van hulle kant afkom. En ek wil dit vandag vir u baie prompt uitstel, dat ek en u kan nie bepaal hoe ons God wil dien nie. Dan nie tot ons kan nie besluit wat die termes en wat die voorwaardes is nie. Ons kan nie nou skielik besluit, maar ek wil die Here net so en so dien nie. Almal van ons weet van iemand, everybody, everywhere, somewhere, sometimes heard of somebody saying, I just serve the Lord in my own way. Have you ever heard that before? I'll just serve the Lord in the way that I want to serve Him. If I want to stay at home and serve Him at home, I'll do so. If I only want to pray once a week, I'll do so. Because I dictate to the Lord how I will serve Him. I just want to give you a quick news flash that the Lord is still God supreme, and we need to serve Him in the way and the manner that He has called us to serve Him. Hy het ons geroep om te dien op die manier wat hy dit bepaal het. Ek en u kan nie nou skielik vir die Here sê, maar Here, hierdie is my termes en my voorwaardes. Die dag toe die Here Jesus my siel kom red het, kerk van God, besef u dat hy alles vir my betaal. Hy het my ook in die land van Egipte gaan uithaal. Daarom kan ek nie vandag van hom sê, Here, hier is my voorwaardes, dit is hoe ek u gaan dien, dis hoeveel keer ek u wil dien nie, maar ek moet spreekwoordelik vir die Here sê, my alles is op die altaar en wagtend op die vuur, dis wagtend op u werke, om te kan sê, Here, ek, Frans Nolte, op hierdie oomblik gee myself oor aan die Godheid. I will serve Him in the manner that He seeks me to serve Him. God self skryf die 10 gebooie. You know, the only place in the whole Bible where God wrote is in this passage. Did you know this? Moses did not write this on behalf of God. He came over those tablets and God wrote Himself. Dis die enigste plek, die hele skrif wat ons skryf van Genesis
tot en met Openbaring het die mens maar eintlik geskryf onder inspirasie van die Heilige Gees, want net op hierdie een plek kom God self uit die hemel uit en hy skrywe op daardie tablette die woord, die morele wet vir my en u, wat tot vandag toe nog geldig is. Some people would like us to believe that the law is something ancient that was only written for a couple of people in a century that's past, but let me tell you this very certainly. The moment you get baptized in Christ is the moment that God again writes, but not on a stone tablet outside. No, He takes His finger and He writes in your heart the law that God has commanded of us. It's no longer a law written. It's a law that I believe in and that I live by each day of my life. Let me put this in practice for a moment. When somebody gets saved and he meets Christ for the first time, nobody has to tell him about the sins in his life. He just knows something's wrong. Het jy dit al gesien as iemand tot bekering kom nog voor ek vir hom gepreek het? Ja, daar's sekere goed wat met tyd kom, maar weet jy die oomblik wat iemand tot bekering kom, dan kom hy agter die goed wat nie wel is nie. Jy kan vir jare van God al weg beweeg, maar die oomblik wat God se Gees weer begin beweeg, is die oomblik wat jy besef, maar hier is iets fout in my lewe. Ek het ook al gebackslide. Ag, is jy nog iemand wat al gebackslide? Ek wil nie met alleen vir die wees. Jy weet die eerste ding as jy backslide wat gebeur is, jy praat net ewe skielik baie verkeerd. Ek kan dit is die eerste plek waar die dinge sê vir ons nie om, is dit nie? Jy sal sommer baie vinniger ou skelwoordjies sê wat jy nie voorheen sou. Die eerste keer voel jy skuldig, daarna raak dit vir jou heel reg, heel oké. Dan kom jy agter maar ewe skielik ek het gehou van Jimmy Swaggart, maar nou dat ek nie meer by die Here leef en ek het gebackslide, nou luister ek sommer 'n bietjie na Joe Black. Al hierdie ander goed raak sommer nou 'n bietjie lekkerder vir my. 94.7 was nog nooit so hard in my kar gewees. En dan wanneer jy weer terug beweeg na God se Gees toe, dan stof hy die stof van jou hart af en die woord kom weer na vore. Dis so pragtig. Sonder dat 'n pastoor of ergens 'n lering vir jou aangebied te word, want jy sien hierdie morele wet is deur God self geskryf, bindend vanaf daardie tyd tot en met vandag toe. Die eerste gedeelte van die wet en ek wil vandag met u hieroor gesels as ek mag, is oor my vertikale verhouding waar God vir sy volk sê hoe hy aanbid wil word. En nie waar Moses het nie vir die volk gevra, vertel julle my almal hoe wil julle hom dien? Ag pastoor, jy sien ek wil net die ou blou koortjie boekie sing. Ons gaan nie hierdie nuwe goed doen nie. Okay. Ons gaan dit nou so doen. Ag en pastoor, jy sien, jy moet nie baie skree nie. Jy moet maar net lekker saggies praat en jy moet jou sê, dan is alles reg. Tik hulle so af. Nee! God het gesê, dis hoe ek gedien wil word. Dis hoe ek aanbid wil word. Hy het nie ons raad gevra in sake dit nie. En dan kom hy en hy gee vir hulle 10 wette. En dit is so maklik om te onthou, want jy sien jy 10 vingers. Hierdie massas was ongeletterd. Hulle kon nie lees nie, hulle kon nie skryf nie. En dit sou ek glo, God is so wys, hy het geweet, hy moet nie vir hulle 'n boek gee en sê, okay, gaan voort. Maar hy gee vir hulle 10 wette, 10 woorde, dit word die dekaloog genoem. Want hulle het geweet as hulle weet God, mag hulle nie ander God hê nie. Hulle het geweet as hulle beeld onthou, dan weet hulle mag nie 'n ander beeld aanbid nie. Hulle het geweet as hulle hoor Sabbat, dan is dit die dag wat hulle moet heilig. Hulle het geweet as hulle hoor die naam Jahwe, dan mag hulle nie daardie naam uitelik gebruik nie. En God dikteer die terme en die voorwaardes. En hy begin in vers 3, hy sê, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Geen ander God mag ons voor hom plaas nie. Kerk van die Here, dit is so maklik in ons westerse kultuur om te sê, ons dien nie ander gode nie. Want kom ons wees eerlik, noem vinnig vir my 'n God van 'n ander nasie, ons kan nie eers nie. Ons sal miskien kan sê Allah, ons sal miskien kan sê Mohammed, help my uit Boeddha. Dis 'n paar goed wat ons het. Ek weet nie van u nie, maar ek dien nie een van hierdie gode nie. So ek is mos okay, is dit nie so nie? Suster Renée, ek is op my pad hemel toe. Maar weet julle wat? Vat net so 'n bietjie in jouself en haal net gou so uit. Nie vir 'n oomblik, vat dit so aan. Kry net gou voor jou visie. Die grootste God in ons tyd is daai ding in jou hart. Die grootste God is daai selfoon in jou hande.
Die hoeveelheid ure wat jy aan daai God spandeer, in vergelyking met die God van hemel en aarde, dikteer dat dit jou God geword het. As jy meer ure op hom spandeer, as in jou binnekamer voor die aangesig van die Here, wil ek jou vandag vra, het dit nie maar vir jou 'n God geword nie? Nee, pastoor, ek staan nie so baie op die selfoon nie. Ek kan net die 7de laat uit. 7de laat is ons nie meer ding. Wat is nou die legends? Wat is die ding man? Dit is so 'n vreeslike storie. Wat is daai ding wat almal so kyk man in die familie bid? Ja, binnelanders huis oulik, ons doen hospitaal so nie. Ek praat nie. Wat is hier ander legends of iets man? Legacy, waar is daai persoon wat hom kyk? Steek dit op jou hand dat ek kan sien vir meer ure vir legacy as by God se legacy, amen. Meer tyd by binnelanders as in die hospitale besig om vir mense te bid. Meer tyd huisbesoek op 7de laan as huisbesoek in die ander lande. So besig met ons ou gootjies wat ons vir ons versamel het. So besig met die geldgod. So besig met die werksgod. So besig met my huis, suster. Daai huis van jou moet altyd tog net shine, is dit nie so nie? Daai huis van jou het 'n God vir jou geword, man. Dit moet net altyd daar's broers ook. Sê Eina. Ja, Eina, probeer man. Ek sê ook so 'n bietjie met daai huis moet skoon. Maar jy spandeer soveel ure en soveel tyd dat die huis net moet reglyk, dat jy totaal en al vergeet om te bid. Jy laat dit na om by die God van jou vaders uit te kom, want jy's nog besig met jou versinnelike afgooitjies wat jy dien. So busy with all the false gods of this time. And let me tell you one thing, those gods that you yourself have collected, they will keep you out of the throne room of God. They will keep you busy with sensation. They will keep you busy with all things except with the word of the Lord. Ek wil dit vandag vir u sê. Ek het pastoor Cassie vir baie lank gevlou, soos my mentor onder wie ek uit die bediening en uit is van vereniging. Almal het my dan sê, broer, wat het jy gisterand gedoen? Dan sê ek, nee, in die hospitaal besoek. Tot een dag by 'n jeugkonferensie, toe vat ek my TV saam, dan is Vrydag aand en ek nie binnelanders mis nie. Hy sê vir my broer, waarmee is jy besig? Ek sê nee, kyk net gou, ek is op hospitaal besoek aan pastoor Nissie. Toe kry ek so lekker vinnig 'n losskykie. Maar kerk van die Here wat ek het, jy moet besef, ek het my tyd uitgesit om binnelanders te kyk. Maar ek het alles anders te gedoen voor ek aan bid het. Ek het eers in die aande op my selfoon gesit met 'n koppie koffie, as wat ek besig was op my knie om God se aangesig te soek. Baie binnekort toe daai ou gebedsakkie van my onder my bed ingeskuif, in plaas van dat ek besig raak met die God van hemel en aarde. My afgod wat ek vir my versamel het. Weet jy, ek wil vandag met dit ook deel, praktyk-ateïsme. 'n Praktyk-ateïs is iemand wat op Sondag die Here dien. Maandag is hy weg. Ons noem hulle ook duikboot-Christene. Sondag is hy bo. Maandag is hy daaronder. Niemand weet ek is 'n Christen. Ken jy hulle? Hulle dien die Here hier op 'n Sondag. As hy jou groet, as hy die Here is goed. Maar op 'n Maandag dan vra hulle van, waar was jy gister? Nee, ek was maar daar by die huis besig gewees. 'n Regte praktyk-ateïs. In die praktyk is hy 'n ateïs, want ek kan God mos nie saam met my na my werk toe vat. Die skrif sê, mag voor my geen ander God hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of gelykenis maak van wat bo die hemel is, of wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Nou weet jy, ek wil dit vandag vir u sê. Voor die Here my gered het, was ek verskriklik bygeloof. As 'n swart kat oor die pad loop, dan stop ek, dan byt ek gou die bloed, en straf die vyand, kry al die magte af, en dan ry ek aan. As dit 'n uil was, dan draai ek om en ry ek aan 'n roete. En as ek nie kan nie, dan reverse ek die kar uit. Dit is crazy goed hoor, maar die Here het my gehelp.
En as ek 3 slae hoor, dan gaan iemand doodgaan. Nie weet mos nie, my ouma het my so geleer, man. Heerlikheid, ek vra om verskoning, ek doen nie meer. Maar ek het gedink die goed lê in hierdie voorwendsels. Ek het ook gedink dat as ek as gaan strooi, wat ek nou nog doen, dan gaan die as iets doen, is dit nie? En as ek 'n rooi lint hang, wat die bloed suggereer, dan sal hy die dood afweer. Kan ek vandag vir u sê, die krag was nog nooit in die as en die rooi lint nie. Die krag was nog altyd in dit wat dit verteenwoordig, die God van hemel en aarde. Dit was nog nooit in hierdie klein goedjies van ons nie. Dit was nog altyd in God alleen. Amen. Maar ons het vir ons beeldjies gaan betaal. Ek het daar by kantoor iets van Pastor Arrie gekry, ons notisie van die kerk, die eerste een om die tooi nog. En hy staan daar, is vir my so pragtig, en dan het ek 'n klomp goedjies wat ek nou so hierdie jare versamel het, boekies van om die tooi, en boekies van, dis die stigters van ons kerk, van om Prinsloo. Ag, ek is nog so heilig op hierdie goed. Maar weet die kerk van die Here, die oomblik wat hierdie dinge beeld begin word, raak ek in 'n baie gevaarlike stormagtige see bevind ek myself. Weet jy wat doen baie moderne Christene? Hulle hang vir hulle 'n kruisie om die nek en daar's niks fout daarmee nie. Maar weet jy kerk, daai kruisie om jou nek beteken vir jou niks nie. As die kruisie in jou hart gekom het, jy kan hier om jou nek bly, dit gaan niks vir jou beteken. Baie ander gelowiges het beeldjies van Moeder Maria en al hierdie oulike dingetjies. Kerk, soveel waarde. Soveel waarde. Maar omdat God in my hart heers, wil ek van hom geen beeld maak nie. As ek hom wil sien, dan gaan ek na die skrif toe, want hy is die beeld van ons sienlike God. As ek hom wil ervaar en as ek hom wil beleef, dan gaan ek in my binnekamer en ek het nie nodig om soos 'n hindoe te maak en ergens in 'n binnekamer. I don't need to go and search for him in a false little image. I don't have to go and search for him in China and pray in front of Buddha. I don't have to go to Mecca to a simple, I'm going to say it over the air, a simple little block, going there, walking around that thing 20, 30 times. The moment I go into my inner sanctuary, into my inner closet, the presence of God is there. I don't need no image. For he came into my heart. He came in to stay. No false gods. I'll bow in front of none of them. Ek wil vandag ook dit vir u sê, kerk van Christus, moenie voor hierdie geldgod van die wêreld bid nie. Don't bow in front of money. It's a simple little thing that you'll never have enough of. Never. The moment you have enough is the moment you reach pension age, retirement age. Then you lose it all again because you die and your children will waste it all. Ja, werk jou hele lewe hard om vir jouself 'n naam op 'n bordjie ergens te sit. Eendag gaan sterwe jy en jou kinders blaas alles op onbenullighede. Maar jy het daar 'n paar randjies gekry hoor. I'll serve no foreign God. I'll only serve the one that saved me. Derde gebod is, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Van die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. What is the name of the Lord? His name is Elohim. His name is Yahweh. His name is Yeshua. His name is Ruach HaKodesh. But let me tell you one thing, if I whisper Jesus, he's still there in the very same power. I'm pretty sure that if I would say Yeshua, he'll also be there. But since he knows that I'm a poor little Afrikaner in the boersie, and as ek sê Jesus is hy daar, is dit nie mooi nie. But when you pray and you say Jesus is also there. I've got a couple of names. One of my names is Nolly. So my school friends would always call me Nolly. I actually hate it. Only if they say it, it's fine. Then there's no problem. If ever my wife is a little bit cross, she'll call me Nolly. Then I'll be very happy. And then the other name is Boetie. My family calls me this, and then Francois, which I don't like at all. Now I can say it. My naam is Frans. Ek het besluit ek is Frans. So deal with it. You know what my oude boekie sê nie? Waar nie wat wie sê nie? Toe die Here vir Abraham kom kry het. Dis nie Abraham nie, dis Abraham prys die Here.
Nou, ek was 'n groot sondaar toe hierdie Here my toe verander het op my naam. Maar weet jy, as enige iemand my op enige naam roep, dan reageer ek, is dit nie so nie. Wanneer my vrou vir my sê, liefie of engel, dan draai ek om as 'n ander vrou dit sê, dan kyk ek nie, want sy noem dit seker vir 'n ander man. Maar dis my en haar naam. Weet jy dat as ek en jy sê Jesus, dan is hy daar, wat is ons naam vir hom? Wanneer die Jode sou sê Yeshua Mashiach, dan is hy daar, want dit is hulle naam, die krag was nog nooit in 'n naam nie. Moses vra vir God, wie is hy? Hy sê, ek is wat ek is, ek het nie 'n naam nie, ek is naamloos, ek is God onbeperk. Maar tog kry ons van ons broers en ons susters wat hom in 'n naam wil inkort, en vir my en u wil vertel, ons moet nou net sê Yeshua en Yahweh, skies, ek sê crazy mense daar met. As jy een van daai ons is, dan moet jy maar sê hy naam. Daar is krag in daardie naam. Amen. Daarom gebruik ek hom nie uitelik. There's power in the name of Jesus. I won't use it in vain. Daai skelp naampies van jou wanneer jy kwaad word en jy sê Here, jy gebruik sy naam sommer maar so ligtelik. Weet jy dat jy maak eintlik daardie gewigtige naam as iets niks. En as jy ongelukkig is, dan betrek jy die Here by jou fights tussen jou en jou man. En jy maak sy naam niks nie, môre oor môre, dan wil jy hom aanroep wanneer jy in 'n krisis is en hy daag nie op nie. Maar gister, wat het jy met sy naam gemaak? Kan daai selfde naam wat krag moet hê om siektes uit te dryf, kan dit sommer net in my en die lippe as enige ander woord inval? Wanneer iemand anders hierdie naam gebruik, terwille van politieke korrektheid, dan bly ons stil. Let me tell you one thing, we are called to stand upright in an age that's very corrupt and very dark. And when somebody uses that name in vain, it's our responsibility to stand up and quiet them in that moment. To tell them, listen here brother, listen here sister, listen here you heathen. You won't use that name in vain. That's the name of my Lord and my Savior. To stand upright. You know, there was a time in Great Britain where Charles Darwin's evolution theory went around all the schools and all the places. In one particular town, there was a lady that served the Lord, and they came with this evolution theory. And the moment they said that there is no God, and that we evolved out of nothing, she stood up right at the back of this hall, and she started singing, stand up for Jesus, ye soldiers of the cross, lift high his royal banner, he must not suffer loss. From victory unto victory, his army he will lead. And as she was singing, another gentleman stood up. And another man and another woman, and all over this auditorium, people started standing up, singing, stand up for Jesus. And those great, clever scientists, they had to hush up, quiet down, and get out of the hall. In this time, we need men and women again to stand up and to sing, stand up for Jesus, ye soldiers of the cross. We need men and women again and to say that I don't know about you, but as for me and my house, we will serve the Lord. Hierdie wet, hierdie dekaloog op ons harte geskrywe. Die 4de wet, and the last law that we need to allow in our lives is this law of the Sabbath, the 7th day by which we are called to rest. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy nie, nie jou seun nie jou dogter nie jou diensknegt nie jou diensmaagd nie jou vee of jou vreemdeling in die poorte nie, want dit 6 dae die Here in die hemel gemaak. En die 7de dag het hy gerus. Mag ek gou nog 'n paar mense kwaad maak vanmôre, is dit reg met u? Dit is altyd lekker as mense dit doen as jy 'n prediker is. Baie mense sal jy na die tyd dan vir jou sê hoe kwaad hulle is, en hulle net binne dan hulle in die kerk. Maar hierdie ding dat ons nou op Saterdag moet kerk hou, waar het dit ontstaan, kerk van die Here? Weet jy dat Christus het op die 7de dag opgestaan?
Die Jode wag nog vir 'n Messias, daarom wag hulle tot die 6de dag toe, die Sabbatsdag. Weet jy dat my Christus het op die 7de dag opgestaan? Weet jy dat die Here wat ek dien, dit maak nie saak of ek dit op 'n Maandag doen, en of ek op 'n Woensdag doen, of op 'n Sondag, of op 'n Saterdag nie, want die Here wat ek dien is die Here van die Sabbat ook. Die Here wat ek dien het gesê, die Sabbat is vir die mens gemaak, en nie die mens vir die Sabbat nie. Maar wil ek ook vandag vir u sê, wanneer het die Sabbatdag, die dag van rus, die dag waarby ek met God kontak maak, wanneer het dit sommer niks geword nie so? Wanneer het die Sabbatsdag sommer maar net vir ons, die dag wat ek met God kontak moet maak, sommer maar net nog 'n kalenderdag geword? 'n Dag wat ek aan my laaste paar taakies kan voltooi. 'n Dag wat ek 'n laaste keer tog nou maar net ergens kan uitkom en nie kan besig raak met familie en vriende, met werk, met al hierdie goed. Terwyl daar een dag is wat ek kan oprit na die huis van die Here toe, saam met my broers en saam met my susters. Wat 'n mooi getuienis is dit. As iemand by jou wil kom kuier op 'n Sondag en jy vir hom sê, ja, dis reg, maar wees net so 8:30 daar by my huis. En as hy daar stop, of hy nou pakkies aan het, en of hy nou 'n T-shirt aan het, dan dwing jy hom gou in die kar. As jy weet, ons gaan net gou draai. Jy vat hom sommer gou gijslaar, word 'n hostage situation. Laai hom in die kar en sê, ons gaan net gou draai, dan gaan ons lekker braai. En dan los jy hom by die kerk. En sê, ons gaan nou braai, wag net so 'n paar minute, ons gaan net eens gou die kerk toe kom. En die Here hom sommer vinnig red en hom verander. Wat 'n mooier geleentheid is dit nie vir my en vir u om te evangeliseer op 'n Sondag nie. Weet jy, ek het dit al baie gesê, kry jy nie die siel in die kerk. Die Here en ons sal die res doen, hoor. Ons sal hom reg kry, moenie bekommerd wees nie. Maar kom net hier uit, prys die Here. Ons het nog so net man slipman geword. Ag, hierdie Sondag kom ek nog. Hierdie Sondag, was dan my laaste Sondag daar, so nou bly ek. Ag, en dis maar fyn nie weer, dis ons nou maar net 'n bietjie so. Ek gaan nou nie na die huiskerk toe gaan nie. Ai, kerk. Terwyl elke oomblik is 'n verskoning om die Here te dien. Ek leef kerk. Dit vloei hier uit my are uit, nog lank voor ek 'n pastoor was. Ek wil net kerk, prys die Here. Al is ek siek, ek wil net kerk. Al is ek honger, ek wil net kerk. Al is ek moeg, dan kom slaap ek maar hier, dis fyn. Ek wil net hier wees, prys die Here, onder die geklank van God se stem. As ek nie kerk toe gaan nie, haai. Julle dis erg hoor. Ek voel so mors dood. Daai hele week kan niemand by my huis hou nie. Maar ek wil net hier wees. Net vir julle hallo sê. Ek wil net onder die geklank van God se stem kom. Vir te lank het ek en u vir God vertel hoe ons hom wil aanbid. Vir te lank het ons die voorwaardes en die termes daar gestel om vir die Here te sê, Here, ek gaan nie nou so en so en so dien, terwyl God eintlik sê, jy moet my so en so en so dien. Vir te lank was ek in die praktyk ateïste. Vir te lank het ons soos 'n duimboot gemaak en wanneer God ons nodig het, dan is ons weg. Maar vandag het ek nie die keuse om te kan sê, Here, ek en my huis ons sal die Here dien. Ek stel weer God eerste, daardie eerste gebod aan wat alles hang, dat ek die Here my God moet lief hê met my hele hart en met my hele siel en met my hele verstand. Ek wil vra dat u oor sal buig, ek wonder of sal die musiek of my kom speel. Speel sommer vir my Come Now Is The Time To Worship. Indien die vertikale verhouding met God nie reg is nie, indien daar in u lewe en in u mondering het dit ergens so 'n bietjie koud geword. Jou verhouding met God is nie waar dit moet wees nie. Gaan ons dit vandag herstel. Jy gaan vandag daardie keuse maak om te sê, Here, tot hier toe en nie verder nie. Ek keer terug na die ware wynstok. Ek keer terug na u voorwaardes en nie myne nie, Here. Ek gaan nie meer dien soos wat ek wil nie, ek gaan nie dien soos wat u wil. Ek gaan my lewe wy soos wat u dit wil hê en nie soos wat ek dit wil hê. Indien jy op daardie plek vandag is, al wat ek jou vra, steek dit op jou hand. Ek wil jou net met my gebed insluit. Baie dankie, ek sien jou. Baie dankie. Ek wil vra dat jy die Here vergadering sal staan. Dierbare Hemelse Vader, U aan wie daar geen einde is. U wat dieselfde is gister, vandag, tot in alle ewigheid.
U het bepaal hoe ek U moet dien. En my nie gevra hoe ek dit wil hê. Maar vandag kom ek na die troon van genade toe en ek vra, Here, ek is reg om my oor te gee aan die Here my God wat my uit Egipte uitgelei het. Die Here my God wat my uitgelei het uit sonde en ongeregtigheid. Wat my uitgelei het, Here, uit dwelms, 'n verkeerde leefstyl. Help my, Here. Help my om te lewe soos wat U wil hê ek moet lewe en nie langer soos wat ek wil. Ek gee my oor aan U. Wag dit op die vuur van God. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Baie dankie. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Het is nie die dag wat tel nie, maar is die kontak met U. En Vader, ons moet op 'n plekkie kom dat dit nie meer die dag is nie, maar dat ons in kontak met U sal wees. Ek kom bid dat U ons nie sal verdaag nie, maar dat ons huis toe sal gaan en hierdie woorde wat vanmôre, dis die 10 gebooie wat in ons hart moet lewe. En Vader, U het opgestaan en U is dan die lewe. As U nie opgestaan het nie, dan het ons geen geloof gehad nie. Maar U het opgestaan en U lewe en as U lewe en ons lewe in U, dan sou jy soos Paulus, every day with Jesus, sweeter than the day before. Laat vandag ons nou vir Vader, bring ons veilig weer by mekaar op die regte tyd, dat die tyd altyd reg sal wees om U te dien. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.